welkom. Julle weet dat Dixie 'n skaap is. Ek het haar genooi om vir julle te kom groet, maar sy is bang omdat ek 'n wolf is. Ag, maar julle weet mos, ek het 'n goeie hart. Kom ons roep haar. Is julle reg? Dixie, Dixie, Ja! Dixie, jy kan maar kom. Okay, maar jy moet beloof jy gaan my nie eet nie, okay? Okay. Hallo maat, hallo Antoni. Ek hoop dit gaan goed met julle. Baie welkom hier by M-Kids. Kom ons begin. Antoni, wil jy saam met my sing? Nee, dankie. Okay, dan begin ons maar. Okay. O nee, jy dink dis net julle wat woeste tye het? Okay, fair enough. Dit gaan ook taaf met julle, maar sjoe, laat ek julle vertel wat in my lewe gebeur het. Dalk beteken my storie vir julle iets. Waar sal ek begin? Daar was ouens wat lelik was met my omdat hulle jaloers was. Hulle wou planne maak om my in die moeilikheid te kry. Hulle het geweet ek volg vir God. Toe laat hulle die koning 'n reël maak dat jy net die koning kan aanbid. Dis mos slabbigheid. Mens kan nie vir 'n mens bid nie. Ek besluit toe daar en dan, ten spyte van die koning se reël en die feit dat ek in groot moeilikheid kan kom, dat ek sal aangaan soos tevore. Ek sal bly bid en God volg. Ek sal doen wat ek moet doen, soos altyd om God te kan volg. Ek sal God bly soek in my lewe, want ek weet dat hy seker sal maak dat ek hom sal vind. En julle sal nie glo nie, ek spandeer 'n nag saam met leeu's wat rustig om my lê. Ek meen, hoe gebeur dit? Hulle proe my nie eers nie. Hy hou my veilig daar in die leeukuil. Moet asseblief dit nie probeer om met 'n leeu te gaan lê nie, maatjies, hulle is kwaai. Dit was 'n wonderwerk dat God my veilig gehou het. So dit was 'n moeilike tyd. En ek weet, julle het ook soms nou moeilike dinge in julle lewe, soos maskers en dinge wat verander en dinge wat onseker is. Maar hier is my raad aan julle. Bly bid en God volg soos altyd. Dis die heel belangrikste. En help die heel meeste, veral wanneer jy nie lekker voel wanneer dinge taaf is nie. Anyway, lees my storie in Daniël 6 as jy al die detail wil hoor. Daniël 6. Toe Daniël hoor dat die bevel onderteken is, het hy huis toe gegaan. In een van die boonste kamers van sy huis was daar vensters wat in die rigting van Jerusalem gekyk het. Daar het hy, soos sy gewoonte was, voortgegaan om by die oop vensters te kniel en 3 maal per dag tot God te bid en hom te prys. Okay maatjie, so kom ons speel eers gou saam. Jy moet met jou vingertjie vir Daniël help om uit die leeukuil uit tot aan die ander kant van die doolhof te kom, terug na waar sy kamer is en waar hy bid. Kyk eers of jy dit self kan regkry en dan sal ons help. So maatjies, dis ongelooflik hoe God vir Daniël gehelp het, né? Ek bly ons hoef nooit so naby aan leeu's te wees nie, dis mos gevaarlik. Maar God red vir Daniël. Daniël het toe dit moeilik gegaan het, aangehou bid. Hy het aangehou om met Jesus te praat. Dit het hom gehelp om binne in sy hart en sy gedagtes te bly rustig voel, selfs toe dinge baie moeilik was. Haal gou saam met my asem, sal julle? In en uit. In en uit. Nou gaan ons inasem en wanneer ons uitasem, gaan ons sê, Jesus is by my.
Sal julle dit saam doen? In en uit. Jesus is by my. Nog 'n keer in en uit. Jesus is by my. Ons kan onthou om wanneer dinge moeilik is of jy voel nie lekker nie, aan te hou om te bid en saam met mamma of pappa of enigiemand in die huis wat vir jou kan lees, Bybel te lees. Dit help ons om naby aan God te voel en te weet hy is altyd by ons. God was by Daniel en het vir hom gehelp. Hy sal ook vir jou help. Ek vind my krag in die Here, in sy woorde, in sy mag. Ek is gevul met sy vrede, met sy liefde, met sy krag, want ek dra die beld van die waarheid, die helmet van verlossing, die skoene van bereidheid om die goeie nuus te deel, die harnas van geregtigheid, die skild van geloof, die swaard van die gees waarmee ek veg is God se woord. Vind my krag in die Here, in sy woorde, in sy mag. Ek is gevul met sy vrede, met sy liefde, met sy krag, want ek dra die beld van die waarheid, die helmet van verlossing, die skoene van bereidheid om die goeie nuus te deel, die harnas van geregtigheid, die skild van geloof, die swaard van die gees waarmee ek veg is God se woord, die beld van die waarheid, die helmet van verlossing, die skoene van bereidheid om die goeie nuus te deel, die harnas van geregtigheid, die skild van geloof, die swaard van die gees waarmee ek veg is God se woord. Okay, maats, kom ons bid saam. Liewe Here, dankie dat U naby aan ons is. dankie dat U naby aan ons is. Help ons Help ons om elke keer om elke keer weer na U toe te kom, weer na U toe te kom, te bid te bid en Bybel te lees, en Bybel te lees, sodat ons naby aan U sodat ons naby aan U kan voel. kan voel. Dankie Jesus, Dankie Jesus, dat U ons nooit los nie. dat U ons nooit los nie. Amen. Amen. Bye maats! Baie julle